Dr. Eugene Kemp. Dr. Eugene Kemp, ons shrink. Ek het die laaste tyd nogal baie geskryf en gedink oor stories en afhandeling van hoofstukke in 'n ou se lewe en die begin van skryf van 'n nuwe storie of 'n nuwe hoofstuk in 'n ou se lewe. En soms so in hierdie tyd ook gedink aan hoe maklik dit is om eintlik iemand anders se storie te probeer dupliseer. As om met harde werk van probeer, misluk, aanpas en weer probeer jou eie storie te skryf. En so in die geraas van al hierdie ander stories verloor ons baie keer ons eie unieke stem. En so in hierdie konteks dink ek en lees ek die storie van Olga Belka, 'n Russiese skilder. Sy het haar sy was een van die eerste pioniers wat haar liefde vir diepseeduik gekombineer het met onderwater skilder. En sy gebruik 'n baie spesiale waterverf wat onder water aangewend word. Maar heeltemal teen die tradisionele in en dit wat ander skilders doen, het sy besluit sy gaan in werklike, soos die Engelse sê, real time, gaan sy duik en dan onderwater, hierdie onderwater tonele skilder. En sy benodig tot soveel as 6 duike wat sy af moet gaan om dan haar eindproduk te voltooi. Sy vertel baie interessant ook hoe die seelewe baie geamuseerd is met hierdie vrou wat vir 'n redelike tydjie daaronder bly en dan op 'n doek allerhande klere, met verf. En sy vertel by geleentheid hoe 'n seekat, soos 'n Wafferse resensent haar werk noukeurig bestudeer het. Sy is vir my 'n inspirasie om nie net te doen wat ander doen en applaus te ontvang nie, maar regtig, soos ek sê, jou eie stem en storie te soek en te ontvou. In die proses is die ideaal dat my storie die wêreld natuurlik 'n beter plek los. En daar is sy ook 'n inspirasie want sy gebruik herwinbare materiaal en skenk ruim vir die befondsing van die herwinning van koraalriwe wat onder bedreiging is, geweldig bedreig is in ons tyd, en om dit weer te herstel. Ook net die stilte waarbinne sy werk beklemtoon vir my die nadelige invloed van net soveel fisiese en emosionele geraas wat my leef van my storie beïnvloed. En dat 'n mens net weer moet stil word en weet dat hy God is en dat hy wil dat ek my eie unieke storie skryf. Ek besef net dat God is nie in die duplisering en kloonbesigheid nie. Maar ek het nodig om daardie besonderheid te omarm en op te hou, my storie met ander ook selfs te vergelyk. Iemand het dit aangehaal, is ongelukkig weer 'n Engelse aanhaling, maar dit is vir my so treffend hoe dit beskryf word. Olga Belka remind us that a masterpiece doesn't require perfect conditions. Sometimes it requires only the courage to keep painting where others think it cannot be done. Perhaps that's the invitation of growing older, not to wait for calmer waters, but to discover that God is still creating beauty beneath the surface. Our greatest work may yet lie ahead. Jy kan hierdie gedeelte weer gaan lees op my Facebook bladsy, Eugene Kemp / Shrink. Jy kan ook vir my skryf, eugenekemp@me.com.